Vader, is in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ek benader die troon van genade met vrymoedigheid. U is hier voor my wat self die woord is. My tong en my lippe gee ek aan die Here vanmôre oor. Dat die Heilige Gees vir my moet bedien. Laat ek die boodskap oordra. Soos die woord vanoggend gesê het. Dat my Vader het my gestuur. En so stuur U ons vanmôre. Seën my Heilige Gees. Ek wil bid, Heilige Vader, hier is ons jong mense. Die vyand het geneig om ons jong mense se ore toe te stop. Ek verklaar hulle vanmôre geopen, omdat U 'n geopende deur is. Om sorgvuldig te luister na die woord van die Here. In Jesus naam. Amen. Dankie Here, ons eer U. Ons gaan vanmôre praat van 'n koning. Weet nie wat vir koning is hy nie, maar die Heilige Gees sal ons lei wat vir koning is hy. Amen. Om vanmôre te groet ons apostel en ons midde, ons pastor, ons leraar, ons ouderling, ons diaken. Amen. Nou, ek wil dit weer sê, dierbares. Soms kyk jy 'n mens, dan dink jy ken hom. Nee, jy ken nie sy ander lippe. Jy sal dit net ken wat hy in sy hart is. Amen. Ek het jou tot Vrydag aand gesê, nee. As ons kom by die dinge van die Here, maar die Here gebruik jou, moet jy stil sit. Nee, ek het pastoor nie net praat nie. Dat is baie goed. Dat ons kan die regte pad vat. Ek sit met die ding en jy sit met die ding en ons laat toe dat die kerk so afgaan. Amen. Maar ek dank die Here vir die donkie wat hy gaan losmaak, dat die boodskap moet loskom. Amen. Nou, God se kerk is regtig 'n God van wanorde nie. Amen. En daarom wil ons vanmôre praat van 'n koningskap. Amen. Hy het al gekom, maar nou moet hy vir ons gaan sterwe. Hier die koning. Prys die naam van die Here. En daarom sê ek vanmôre, weet jy wat? Hoe moet ons mekaar ken? Nee. Sien, alle pastoor het vanmôre gegroet. Maar pastoor se houding is so dat jy nie eens kan oplet dat hy nie gegroet het nie. Want dit is wat hy is. Sien ons dan so. Nou, dit is hoe die Gees van die Here moet werk. Ek wil ons jong mense, ek wil hê julle moet luister, né? Pastoor gaan so 'n bietjie harde sou so met julle vir 5 minute gaan ek julle gou flenters maak. Amen. 'n Leë gees is sonde. Ek het dit nie van julle verwag nie. Omdat julle nie opgekom het na die huis van die Here nie. Die vrou het gesê, julle moet van ons afleer. Ja. Ek wil net vir my wees. Nee, maar kom ons sê. Hulle moet ook kan sien as ons intercede. As die Gees van die Here nie is nie. Hulle moet daai ding kan hê om te veg vir die Gees om in te kom. Maar as hulle by die huise se dierbaar is, dan sal hulle nie leer nie. Amen. Daarom eerlik vanmôre die Here. Nou ons gaan van die koning kom praat en daar's 2 dinge wat ek vanmôre gaan opstaan. As die donkie en as die palmdak. As Palmsondag.
vandaag. Je weet, als ik elke keer denk van Jezus Christus, dan krijg ik een pijn in mijn hart. Weet wat hij voor mij betekent in mijn leven. Prijs die naam van die Heer. Daarom eer ik vanmorgen die Heer. En ik wil ons moet vanmorgen aan die boeken gaan kijken. Ons gaan vanmorgen kijken. Die mensen wil weten, wie maakt die stad zo oproerig? Heer. Maar dat is één plek waar hij mijn hart zeer maakt, pasta. En ik denk, pasta, je dat nou die dag genoemd. Toen Jezus in Jeruzalem kwam, toen wordt het gezegd, Hosanna. Ja. En daar later wordt hij geontkend van diezelfde mensen. Wat gezegd het, Hosanna. En die hoogste hemel. Hier is een koning van inkom. Maar die lekkerste ding was de Zacharia. Nee. Als dat die woord van die Heer, elke woord in het Oude Testament moet vervuld worden. En Jezus, hij is gekomen om te vervullen. Zacharia 9:9. Prijs Gods naam. Prijs de Heer. Kijk hoeveel pastor aan mij. Die mij gras kwijt. Jezus. Zacharia 9:9. Die opskrif sê Sion se koning kom. Wie is de pastor? Sion se koning kom. Ik weet niet waar. Oké. Ons zal gaan luisteren sê bij die Nieuwe Testament ook zo. Ons moet daarin gaan kijken. Nee. Oké, pastor. Vers 9. Wees baie bly, dogters van Sion. Jy gaan op, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar. Maar toch is hy nederig. Hy ry op 'n donkie. Die val van 'n donkie. Dis vers 9. Hy ry op 'n donkie. Hierdie ding het nog nie gebeur. Die Bybel sê dit was geprofeteer. Van hierdie seun, van hierdie koning, ek praat van 'n koningskap. Ek praat nie van koning Dawid nie. Ek praat nie van koning Asa nie. Maar ek praat van die koning, van die konings. En sy naam is Jesus. Sy aantog, halleluja, hier in Jerusalem. Daarom sing ons. Halleluja. Jerusalem. Lift up your voice. Prijs die naam van die Heer. Jezus. Prijs God zijn naam. Kom ons lees Mattheus 21. Ons is bezig met Palmsondag. Oeh, is een koning wat aankomt. Ek is een koningskant. Ek is dier gekoop. Vrijdag wanneer die bloed van die Heer, wanneer hy weer so stort, dan sien ek hoe wit word ek weer gewas. Hier die bloed van Jesus Christus. Prijs die naam van die Heer. Van die koning hang aan die kruis. Vastgenaald aan die kruis hout. Prijs die Heer. Kom ons hoor wat sê pastor. Mattheus hoofstuk 21. Vers 4. Die opskrif. Jesus gaan Jerusalem transportlik. Buitengat. Die 4de versie. Jesus. Lees as volg. Die 4de versie lees as volg. Dit het gebeur om die profesie te laat vervul.
Yes. Nee man, nee. Vers 4. Dit het gebeur Om die profetie te laat vervul. om die profesie wat geprofeteer was. Ja. Zachariah 9:9. Hier is iemand, die is een koning wat op een donkie aankomt. Prijs de naam van die Heer. Halleluja. Nou die donkie, halleluja. Hij symboliseert nederigheid. Hoe als ons zingen zelfs zo zacht en nederig. Want die zin van die mensen, die koning, hij zit op hier die donkie. En het geweerd hoe kwam hoe het een donkie was. Halleluja. Die donkie. Halleluja. Nederigheid. Prijs de naam van de Heer. Kom eens voor, pastor. Vers 5 praat als volgt. Dank je, Heer. Sê vir die volk van Israel. Kyk, julle koning kom na julle toe. Wie komt, pastor? Julle koning. Ik praat vanmorgen van de koning. Julle toe, halleluja. Ik praat van de koning. Halleluja. Jehoshaphat heeft geveild toen je koning was. David heeft geveild toen je koning was. Asa heeft geveild toen je koning was. De koning, halleluja, van Engeland. Hij heeft geveild tot vandaag toe. Hij is een koning. Maar ik praat vanmorgen van de koning wat hij besluit heeft. En zijn naam is Jezus. Prijs God zijn naam. Halleluja. Ons luister, pastor. Hy kom na julle toe. Na wie toe kom je, pastor? Na julle Nee, dat kan niet waar is niet. Verstaan die mensen niet hoe komt het Christus gekomen? Hij komt naar ons toe. Het was prophesied. Oh, die palmzondag. Prijs de naam van de Heer. En toen wat gebeurt, pastor? Hy is Zachariah. Halleluja. En hy ry op 'n donkie. Omdat die donkie zag is. Halleluja. Hij heeft die geaardheid, daarom heeft hij uitgekies. Halleluja. En die mooiste ding wat pastor nou gezegd heeft. Ik had gewoon pastor gezegd, daar was niemand op mijn donkie. Nee, nog nie. Vader, Halleluja. hoor eens zo. Ik wil die kerk moeten weer vandaag, ik weet die moet profeteren. Halleluja. Iemand zei, prijs de naam van die Heer. Als je iets kort, leer ik jij werk nog vandaag. Jij zegt, jij zal nooit kan elkaar. Iemand zei, halleluja. Hij zei, rehearse. Hij zei, rehearse. Hij zei, als je een 4x4 begeert. Hij zei, ga net tot daar beneden. Tot daar wat er die karen verkoopt. Hij zei, ik vraag het om je aan te komen. Om te rehearse. Hij zei, je moet niet op te rijden. Dan zeg je, Heer, dank je. Dank je, Heer, dat is weinig hier. Want die rehearse. Prijs de naam van die Heer. En dit is die geloof. Wat ons moet van vandaag afscheiden. Prijs de naam van die Heer. Dank je, Heer. Dank je, Heer Jezus. Kan ons op lees, pastor? Ja, vers 6. Jesus. Die twee disciples het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar pil gebring, hulle klere op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle bootklere op die pad voor Jesus opgegooi en ander het takke bome afgekap en dit oor die pad uitgesprei met Jesus op die middel. Maar die optog het die skare uitgeroep. Prys God vir die seun van Dawid. Die seun wat kom in die naam van Jesus. Prys God in die hoogste hemel. Prijs God in die hoogste hemel. Geseend is hy wat kom. Jy sê, daarom moet ons vanmorgen. Daarom is ons geseend aan die Here. Halleluja. Ons is geseend, pastors. Jesaja 62 versie 11. Halleluja. Ons is bezig. Ons is bezig met Palmsondag. Ons is bezig met die seën. Dis nou de man. Ons het dit gesing. Wat geprofeteer was. Het die seën van die man. Het hom gekom vervul. Ons is bezig met die vervulling van die seën van die mense in Jerusalem. Prys God se naam. Dank je, Here. 41. Jesaja 62, 11. 62, 11. Heilige Geest. Jesus. Halleluja. Halleluja.
Halleluja. 62 versie 11. Yes. Die opskrif sê Jesaja se gebed vir Jerusalem. Ons is besig met Jerusalem. Want hier is 'n koning wat in Jerusalem vandag in beweeg. Prys die naam van die Here. Kerk van die Here. Ek wil weer hê u moet kyk na die wapen van die kerk. Wanneer u die loriem takkies so sien, dan praat ons van oorwinning. Hier is 'n koning wat in die oorwinnings gaan. Prys die naam van die Here. En ons wil vanmôre hoor, halleluja, wat was dit toe? Halleluja, sy intog in Jerusalem. Halleluja. Yes, Lord. Vers 11. Die Here maak 'n aankondiging tot by die eindes van die aarde. Jesus. Sê vir Sion, jou redder kom. Kyk, sy beloning is by hom. Hulle sal genoem word die heilige volk. Die volk wat deur die Here gered is. Ja. Jerusalem, jy sal genoem word die begeerlike stad. Die stad wat nie verlate is nie. Halleluja. God wil hê sy kerk moet nie 'n verlate plek is. God wil hê dat Jerusalem moet nie verlate is nie. Hy praat hier van 'n koningskap. Ons sit vanmôre hier as koningskinders. Ons sit hier as koningsdogters. Ons sit hier as koningsseuns. Prys die naam van die Here, omdat hy 'n koning is. Halleluja. As ons ook 'n koning. Daar was konings. Ek praat van 'n koning wat is. En hy is tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here. Halleluja. Daar is 5 maniere waarop Palmsondag ons herinner dat Christus koning is. Halleluja. En ons wil vanmôre hoor waaroor dit gaan. Halleluja. Prys God se naam. Die eerste ene sê, God se woord sê vir ons, die mens het palmtakke gesny. Dit in die lug geswaai en dit op die grond voor Jesus neergelê, terwyl hy die stad ingery het. Die palmtak het goedheid en oorwinning verteenwoordig en was symboliseer. Dit is wat hy symboliseer. Die palmtakke. Hier kan 'n mens klaar oorwinning is nog nie eens by die kruis. Ja, maar dit moet vervul word. Die palmtakke praat klaar van die oorwinning van hierdie seun. Prys die naam van die Here. Hy praat die oorwinning van hierdie koning. Prys die naam van die Here. Pastor, kan ons 1 Korintiërs 15:55 toe gaan. Ons praat van oorwinning vanmôre. Prys die naam van die Here. Daarom sê Paulus dat ons is meer as oorwinnaars. Prys die naam van die Here. Deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Prys die naam van die Here. Ons is in oorwinnings. Halleluja. 1 Korintiërs 15:55. Ek hou van 'n Bybel, hy gaan hom weer vir my lekker maak. Halleluja. 55 praat as volg. Die opskrif sê daar, Paulus beskryf hoe die gelowige se opstandige liggaam sal wees. Vader. 55. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar het van jou angel geword? Hier sê net tot daar. Halleluja. Dood en sy angel is op die kruis gelos. Ja. Ons is oorwinnaars. Ja. Die palmtak het dit gesê. Christus het al reeds al die dood oorvry. Loop die Paulus waar? Ons het al reeds, die dood is al reeds geoorwin. Halleluja. Prys die naam van die Here. Baie van ons sê nog tot vandag toe, pa. Daar is net een ding wat moet gevernietig word en dis die dood. Ja. Wat dit beteken, hy sê, wat moet nog gevernietig word as die sonde wat ons in lewe? Nommer 2. Jesus het gekies om op 'n donkie te ry. Yes, Lord. Wat hy red die Ou Testamentiese profesie van Sagaria 9:9 in die Bybelse tyd van die algemene dat konings 'n belangrike mens is, hoe belangrik. O Here, my seun. Ek het gesien toe koning the king of
Toe hy en die in 1986 trou, toe het hulle daar op karre gesit. Omdat hulle konings is. Maar hulle se koningskap het ook gemisluk. Ek praat hier van 'n koning. Net soos my Jesus, net soos my heiland, ek verlang om te wees soos hy, to be a king. Hy was so sag gewees. Want die donkie, dit is hy wat dit symboliseer. Sy nederigheid. Prys die naam van die Here. Hy bly die Here. Wil ek sê, die donkie het vrede gesymboliseer. Die eerste woord op die kruis het Jesus slaaf vredigheid. Want hy sê vergewe die vrede. As ek iemand vandag seer maak, kan hy my nie van my vandag vergewe nie. Maar die koning vergewe in sy pyn. Die koning, hy vergewe in sy pyn. Prys die naam van die Here. Toe die mense Hosanna, hulle het Christus as koning gehuldig. Daardie woord beteken red nou. Yes. Hosanna. Red nou. Hy is 'n God van nou. Daarom is ons vanmôre as koningskinders. En alhoewel hulle in hulle gedagtes op 'n aardse koning gewag het, maar is 'n ander koning vanmôre wat in Jerusalem kom. Want die mense het gehoor van koning Dawid hulle. Die mense het gehoor van koning Nebukadnezar hulle. God laat 'n koning, as hy wil oor mense heers, dan bring hy 'n praat van 'n koning. Ek praat van 'n koning wat nederig is. Hy maak homself bekend aan Nebukadnezar om hom te verneder, want ek is die koning van die konings. Prys die naam van die Here. Daarom eer ons vanmôre die Here. Die Bybel sê dat Jesus van Jerusalem geheilig het. Te midde van die oomblikse lofsang het hy in sy hart geweet dat dit nie lank sou duur voordat hier dieselfde mense hulle rug op hom sou draai nie. Hy het geweet. Ja. Maar iets moet vervul word. Hy moet in Jerusalem aangaan. Die koning het gekom. Dierbares, ons dien 'n Here wat lewe. En daarom moet ons vandag, kom ons staan vandag in die waarheid. Ja. Ek hou van die boodskap vertaling. Hy sê, toe Jesus naby Jerusalem kom, was hy baie hartseer. Terwyl die trane oor sy wang geloop, sê hy, Jerusalem, as jy net jou oë wil oopmaak en besef wie vandag na jou toe kom, dan sal God se vrede regtig hier aanbreek. Nou is jy stokblind. Daarom lê daar swart tye vir jou voor. Dat is dierbares. Dat is die Palmsondag. Ons het hierdie week het ons het gebedien van wie dat Jesus is. En ek dink die kan sê, ons kan nie van iemand anders praat behalwe Jesus in hierdie huis nie. Hierdie huis kan ons net Jesus se naam gebruik. En daarom het die Here ons mag, daarom het hy ons autoriteit gegee. Prys die naam van die Here.
die laaste ene. Kan Pastor Johannes 11:25 oopmaak. Palmsondag herinner ons daaraan dat die heerskappy van Christus veel groter is as wat enige mens sy verstand ooit kon gedink of plan. Die mens het iemand gesoek om hulle gevegte in die hele dagse wêreld te veg. Toch het God die duidelik plan gehad om sy seun te stuur om die finale stryd oor die dood te veg. Dit is die grootheid waarom ons hierdie week fees vier. Ons kan vry wees van die dood as gevolg van Christus se uiterlike offer. Ja, Johannes 11:25. By 25 die opskrif sê, Dankie, Here. die heerlikheid van God moet in Lazarus se opwekking gesien word. Vers 25. By die dood moet hy gesien word. Yes. Ja. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie aan my glo sal lewe, ja. al sterf hy ook. Dierbares. Halleluja. Wil jy julle moet vanmôre wat ek nog gaan sê, luister dit baie mooi. Ja. Ons is hier dat die vlees moet afsterf en ons gaan sterf. Maar hier is 'n voorbeeld wat hy vir ons vanmôre sê. Although al het ons gesterwe, al word ons begrawe, dan ons wat as gelowiges is in die huis van die Here, ons lewe nog steeds. Sien ek wat so sê? Yes. Openbaring sê dit vir ons. Halleluja. So, as hy sê dat hy is die opstanding en die lewe, hy sê wie in my glo, sal lewe. Al het hy ook gesterf. En daarom het jy altyd 'n regte boodskap wanneer iemand in Christus afsterf. Halleluja. Maar hier is 'n koning vanmôre. Yes. Iewers in hulle toe gebore was, Odie. Jimmy Reeves het hierdie song gesing. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary born of Jesus Christ was born on Christmas Day. It was a king who was born. En tot vandag toe is hy die konings. Prys die naam van die Here. As die Sotho sing, dan sing hy, O more, Nawa, Marena, Urugo, Sia, Tijo, Jerusalem, die stad van goud. Ja. As ons daar gaan loop, dan loop ons op 'n goue pad. Want ons is oorwinnaars. Die kruisdood van Vrydag maak my meer as 'n oorwinnaar. Daarom het ek gesterf in Christus. Daarom sal ons opgewek word. Want ek het 'n koning aangeneem. Prys die naam van die Here. Mag die Here vanmôre sy woord seën. Halleluja. Ons dank die Here. Ek wil spesiaal maak. Prys die naam van